ek dink dit het baie mooi gegaan. En dan gaan ons vinnig van 74 doen. As ek maar 'n paar keer gedoen, maar ek het verlede Sondag agtergekom, jy het teen op dag nog nie, dat ons so goed nie. So kom ons dan net so een keer, as 2 verse, ons het al verse so gelyktydig na mekaar. Dankie julle. Goeiemôre broers en susters. Ek wil vanoggend vir julle baie dankie sê dat julle hier is, ten spyte van die uitdagings wat ons het oor krag en allerlei dinge. Kyk, dit was groot opgewondenheid toe ons vanoggend hier by die kerk kom en hier is ook nie krag nie. En om tot hier te kom, ek sê baie dankie. Michelle sê ook dankie vir Christo wat so mooi kom help het. Goed, ek wil vir julle vra, het enigeen van julle vanoggend iets nuuts in die kerkgebou opgemerk? Ja. Sê? Die kanselkleed. Kan ek uit die pad uitstaan dat julle mooi kan sien? Kyk dan. Bertie, baie dankie. Dit is nou, kyk my mooi vers, ek weet wat ek vir julle beplan. Is dit nie mooi nie? Goed. Ek is baie dankbaar daarvoor, want soos julle weet, trek ons hierdie week vanoggend weg, op 'n Sondag die tema preek, en dan deur die week dan die ander inligting. En op daardie noot wil ek vir julle vra, as daar van julle is wat wil inskryf, daar agter, lê daar op een van die klipbord inskrywingsvormpie met 'n pen. Skryf dit vir my neer, daar's naam en van, e-posadres, selfoonnommer en hoe jy dit wil bywoon en gooi dit vir my sommer in die sakkie. Die diaken sal dit by my uitkry asseblief, sodat ons kan wegspring. En dit maak nie saak of jy nog nie ingeskryf het nie, daar's tyd en ek sorg dat jy die inligting kry en alles. Asseblief dat ons so 'n bietjie deur hierdie kursus werk. Ek dink dit gaan vir diegene wat daarmee besig is, gaan dit baie geniet. Goed, ek het vir julle dit hier op die, het Michelle vir julle dit hier onder neergesit, sodat julle presies die datums daar, of kan sien hoe dit gaan werk asseblief. Goed, broers en susters, dan gaan ek vinnig net eers al die verjaarsdae doen. Kan ek gou sien hier, Caroline vanoggend hier. Caroline, ek het nie genoeg hande vermoor nie. Connie, jy het verjaar. Ons het nog nie vir jou 'n bederfie gegee, nie? Nou ja, dan, Isabel, waar sit jy, Isabel? Ek wil vir my Karel so, wat was dit dus? Moeders hulle nie joune nie. Nee, ek wil vir my Karel hulle gee.
stuur wel baie liefde en groete. Ja, kan asseblief. Goed, nou wil ek sommer, ek het nou die verkeerde papier gegryp. Al die verjaarsdae vir hierdie week. Steek bietjie op julle hande. Adrian is nie. Adrian, jy is hier. Adrian, wat jy al so ver is. So bly jy is hier dat ek vir jou kan geluk sê. Jy verjaar vandag. Wat 'n wonderlike voorreg. Daar sy. Kom ons kyk bietjie. Albert is nie vanoggend hier nie. Goed, kom ons kyk wie nog. Is die Oosthuisens hier vanmôre? Hulle is hier. Daar's nog een daai kant. Wie verjaar? Van by. Maar die reël is dan nog al die ander ook. En Sandro? Verjaar hierdie week. Daar sy. Is daar nog iemand? Ja? Nou net is jou naam hier op. Wow. Ja, maar baie geluk. Al ons babas wat so in die 1 week verjaar. Hy sal net, ek het verlede week vir jou geluk gewens, nee. Niks. Goed. Dan is dit al die verjaarsdae. Dat ek sommer die goedjies wat ek vinnig kan sê, hier sê, dan is dit klaar. Daar by die tafeltjie tussen daar agter, lê die lysie vir kinderbeskerming. Die kas is leeg. So as daar van julle is wat 'n hart het vir babas en graag wil help, asseblief, dit word na 'n baie spesifieke huis toe gekanaliseer. Ons mag nie eens weet waar die huis is nie, met babas wat baie gereeld so toe verwys word as 'n plek van veiligheid, so help ons asseblief om hulle te help om hierdie baie besondere werk te doen. So, die lysie is daar, vat asseblief en kyk of julle daarin iets kan doen. Al die kinders skryf vanoggend die jeugkalender, kyk hoe oulik lyk hy. So hulle moet hulle jeugkalendertjie vat en op die yskas gaan neersit, sodat almal kan sien wat is aan die gebeur vir die eerste 6 maande van die jaar. Sê baie dankie vir Michelle wat dit so mooi agter mekaar gesit het. Baie dankie Michelle. Goed, so julle sorg dat julle dit kry. Dan het ek vanoggend iets spesiaals wat ek wil doen. En ek gaan nou vir al die ma's en die oumas en die ooms en die tannies en almal sê, as een van ons kinders iewers ietsie spesiaals, ietsie besonders doen, laat weet vir ons, dat ons vir hulle kan geluk wens. Dit is belangrik dat ons bietjie hoor waartoe ons kinders in staat is. En ek het so een vanmôre. Lucas, what did you do in the previous few weeks? Mommy, please tell us, what did he do? Did his first triathlon. His first triathlon. Well done. Young man, well done. Hey? Ek gaan hier kom. Dit is wonderlik om te sien. Ja, baie geluk en as hoop daar's nog baie. Goed, broers en susters, ek dink ek het nou, daar's nog 1 of 2 goedjies wat ek net graag wil sê. Ons het vanoggend kennis geneem dat Monica van Dijk, wat vir baie jare deel van ons gemeente was en is, wat by Loving Wings gebly het, oorlede is. So ons sal hoor as daar reëlings is, sal ons dit deurgee, maar ek wil maar net daarom sê, Monica van Dijk is oorlede. En dan het ek nog 1 spesiale groet vanoggend. Tannie Frida de Beer, Tannie Frida, Tannie is een van die, kom ons sê dit so, een van die mees ervare lidmate van hierdie gemeente. Ons gaan nie anders praat daarvan nie. En Tannie het nou verhuis van Linwood af na ons tuis toe. En dis Tannie se laaste oggend saam met ons, voordat Tannie nou daar gaan inskakel. En ons wil as gemeente vir Tannie sê, baie dankie vir al die jare, vir al die betrokke
gewees met baie goed. Dan het ook 'n lang pad saam met die monumente te huise geloop. En ons wil vir Tannie baie dankie sê. En ons hoop dat Tannie se verhuis na ons tuis dat Tannie goed gaan wees. Tannie gaan inskakel en dit baie gaan geniet daar. Ons hoop regtig dat dit vir Tannie 'n mooi skuif gaan wees. Maar ons harte gaan saam met Tannie en baie sterkte vir hierdie week wat voor lê. Wat sê Tannie? Dankie, baie dankie. Goed, Tannie Frida, dat dit goed gaan. Goed, broers en susters, ek dink ons het nou alles gesê wat ons wou sê. Al die ander goed kan julle gerus lees. Kan ek net vinnig vir die sieke ouens net sê, dit gaan goed met Mani Jooste. Hy herstel, sy infeksietelling is af, hy behoort huis toe gaan. Ons is baie dankbaar dat dit baie goed gaan met Ruben Steenekamp. Maar sê vir hom asseblief, ons stuur ons beste en al ons liefde vir hom, dat hy sommer gou op die bene is en sterk is en kan aangaan. Dan Oberholz het 'n groot val gehad, maar dit gaan net 'n bietjie beter. En dan die ander mense op die lys gaan dit ook al beter mee, so ons sê baie dankie daarvoor. Goed, broers en susters, kom ons raak so vir 'n oomblik stil en dan begin ons vanoggend met ons erediens. Die lam wat geslag is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot
in alle ewigheid. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Petrus 1 vers 22 en 23 broers en susters lees ons. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig.
En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Hoe heerlik, Heer, U groote naam. Heer ons God, baie dankie dat ons so aan die begin van die jaar bewus kan wees van hoe U met ons werk, hoe U met ons besig bly, hoe U 'n pad met ons stap, en ons kan nie ontken dat U nie hier is nie. Ons kan nie sê dat U nie by ons bly en met ons besig is nie. Wat 'n wonderlike voorreg vanoggend, Here, om te kan weet dat as ons U woord oopmaak, stuur U Gees om hierdie woord vir ons oop te lê. Om saam met ons daardeur te stap, sodat elkeen van ons dit kan hoor en dit kan verstaan en daarin kan gaan leef. Maar meer as dit, Here, stap U Gees met ons elke tree wanneer ons hier uitgaan. Om ons te herinner aan dit wat ons gehoor het, om ons te herinner aan dit wat ons beloof het, en dit wat ons behoort te wees en behoort te doen in U naam. En Here, waar ons vanoggend in besonder gaan stilstaan oor hoe U beheer in hierdie wêreld lyk, oor hoe U hier teenwoordig is en wat U doen. Wil ons vra, Here, dat U dit sal stil maak in ons harte, en dat U vir ons die geleentheid sal gee om te hoor en te luister en te verstaan. Maar dat wanneer ons hier uitgaan en die gewone dinge van die lewe met ons gebeur, en dit nie altyd met ons goed gaan nie, dat ons sal onthou, ons is nie alleen nie. U is saam met ons hier. U het gekies om ons hande te vat, om vir ons die lig te wees waarin ons stap, om vir ons te antwoord as ons vra, om ons te leer om soos die kinders te leef, afhanklik van U, getrou aan U, op pad saam met U, die toekoms in wat U bepaal. Here, baie dankie dat ons ook vir ons kinders en ons senior burgers en vir almal wat siek is en vir hulle wat U nodig het,
dat ons vir almal kan bid. Here, U ken hulle elkeen by hulle naam. U weet wat hulle nodig het. En ons vra, Here, dat U sal intree en dat U sal troos en dat U sal versorg en dat U by hulle sal wees. Vir hulle wat wonder hoe die toekoms lyk, wil U, Here, vir hulle die toekoms oopsluit en wil U vir hulle die pad aandui. Vir ons as gemeente bid ek vanoggend, Here, dat U ons by mekaar sal hou, dat U ons sal leer en ons sal onderrig, dat U ons verstand en ons insig sal oopsluit, sodat ons sal weet wie ons is en waarom ons hier is, en dat ons sal werk en sal dien in die naam. Here, omdat ons weet, U gee vir ons 'n taak, U wys vir ons waar ons dit moet uitvoer, en U, Here, wil ons as deel van die liggaam en as deel van die huisgesin gebruik, om U werk te doen. Dankie dat ons al hierdie dinge mag bid in die naam. Here, dat ons weet dat U hoor, en dat U vir ons gee wat ons nodig het, op die regte tyd. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here, en ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, 1 Petrus 1 vers 17 tot 23. Twee opskrifte daar. Die eerste opskrif is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Hierom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Dan die tweede opskrif wat ons hier kry, weergebore deur die lewende en ewige woord van God. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Die woord sê vir ons is baie gelukkig as ons luister na hierdie woord en daaruit gaan leef. Dit was baie interessant toe ek so 'n bietjie navorsing doen oor presies waarmee ons besig hou as ons plek wil ontdek as gemeente en as lidmate van hierdie gemeenskap. En daar was twee baie duidelike invalshoeke gewees. Die een waarvoor ons gekies het, begin by God is in beheer. Begin by, en vergeet by my as ek die woord storie gebruik, dis nie 'n fiktiewe verhaal nie. Dis dit wat God aan ons kom openbaar het, sy waarheid, God se storie. Die ander een begin by die mens se storie. En ons kan gewoon nie kies om daar te begin nie, broers en susters. Want dit begin nie by my storie nie. Alles begin altyd by God en wat God gedoen het, by God se storie. En daarom sal julle sien dat dit so ingepak is, dat dit begin by God se storie, God wat in beheer is. En dan verder gaan dit dan daaroor, wie is ons en waarom is ons hier? Ons begin weer vir mekaar te sê, God is in beheer. Dis wat ons leef en dit is wat ons getuig.
Maar as ons sê, God is in beheer, dan sê ons nie daarmee, broers en susters, dat God hierdie eistere wil het, en dat hy sy hande so in hierdie wêreld insteek en alles reg skud en mense in 'n bepaalde rigting dwing nie. Dis nie wat ons sê wanneer ons sê dat God in beheer is nie. Want dit is juist mense se moeilikheid. Hulle kyk na hierdie wêreld van ons met al sy onheil en al die slegte goed wat met mense gebeur en oorstromings en storms en alles wat skeef loop. En dan sal mense vra, waar is God? As julle sê God is in beheer, hoekom lyk dit nie so nie? Maar dis omdat mense dink dat God se beheer is hierdie amper militaristiese, eistere wil wat vasgryp en wat vashou en wat met dwang werk. En die God wat ons dien en die God wat ons liefhet is nie so God nie. As ons oor ons God getuig ons vanuit Jesus Christus oor God. En dit was nie wie Jesus was nie. En dit moet ons baie duidelik vir mekaar sê. Ons moet anders praat oor hoe God teenwoordig is en hoe God beheer uitoefen in hierdie wêreld. Dit is baie gevaarlik om dit as absolute beheer te sien, waar God ingryp en waar hy afdwing. Want die konsekwensie daarvan, broers en susters, is dat mense dink, hulle trek die wapenrusting van God aan, en hulle word sy soldate wat in hierdie wêreld instorm, en mense dwing om die Christelike geloof aan te neem. Die kruistogte het so gedink. Maar dit is nie wat God bedoel nie. As ons baie mooi gaan kyk byvoorbeeld na die wapenrusting van God, gaan dit nie oor op 'n militêre manier 'n soldaat wees wat die wêreld invaar nie. Gaan dit juis daaroor dat ons met hierdie wêreld gaan deel wie God is, hoe sy genade lyk en hoe hy ons op daardie manier wil verander. As ons na Jesus Christus se koms kyk, as ons kyk na hoe hy met mense gewerk het, wat hy gedoen het, hoe hy ons gered het, hoe hy opgevaar het na die hemel en hoe hy regeer, dan kan 'n mens nie met hierdie militêre beeld van 'n soldaat in jou lewe werk nie. Dis nie wat God bedoel vir ons om te wees nie. Want dis nie God se manier nie. En ons kan nie so oor God praat of so na onsself verwys nie. God praat heeltemal ander taal. Hy praat nie militêre taal nie. Hy praat familietaal. Kyk maar na die evangelies. Kyk maar na die manier wat Paulus en Petrus en Johannes en almal praat. Dan gaan dit nie hieroor ons moet opstaan en ons moet aan die beweeg kom en ons moet die wêreld gaan inneem nie. Die Here praat familietaal. In 1 Petrus kry ons dat ons identiteit as gelowiges verbind word aan 'n huis, aan 'n familie. En dat ons identiteit vind binne 'n familie, God se familie. Hierdie brief wil praat oor hoe ons kinders van God is, hoe ons deel is van sy familie, hoe ons 'n gesin is wat deel is van God se familie. En in hierdie familie, in hierdie gesin, vind ons geborgenheid, vind ons plek, weet ons wie ons is. Want ons getuig twee goed. Ons getuig van 'n God wat ons Vader is, en ons getuig van Jesus Christus wat homself ons broer genoem het. Dis waar ons is, dis wie ons is. Dis ons identiteit wat in familietaal uitgedruk word. En Petrus fokus ons aandag op hierdie identiteit vir nou, wie ons nou is, en waarheen God met ons op pad is. In die toekoms hier op aarde, maar ook in ons hemelse toekoms. Dat ons altyd deel sal wees van sy familie. Hier op aarde
maar uiteindelik ook dan in die hemel. Ons is deel van God se genadige plan, wat hy uitvoer vir die wêreld. Toe hy Christus gestuur het, was dit sy plan. Was dit die manier wat hy beheer geneem het oor hierdie wêreld, deur sy eie seun te stuur, om namens ons te sterf en op te staan en vir ons die lewe te gee. God se beheer gaan nie oor 'n eistere wil nie. Dit gaan oor liefde. Liefde wat in hierdie wêreld inkom en hierdie wêreld kom verander. Een mens op 'n slag. En ons is deel, broers en susters, van daardie verandering. Ons is deel van daardie huis. Ons moet ons identiteit, wie ek is, vind as 'n kind van God binne hierdie huisgesin, binne sy familie. En dis so ons moet leef. Maar 1 Petrus vertel nie vir ons hierdie reddingsverhaal. Hierdie verhaal van God wat in beheer is, net omdat dit 'n mooi storie is. 1 Petrus vertel dit vir ons, sodat ons doel, nie ons identiteit nie, maar ons doel sal vind, binne hierdie familie daar. Binne hierdie bande, wat God met ons smee. Ons het 'n nuwe lewe in Christus, 'n nuwe identiteit in hom, en daarom het ons die verantwoordelikheid om te gaan optree, soos wat God ons stuur om op te tree. Om ons hier en nou te sien as deel van God se plan, as deel van die manier wat hy die wêreld verander, in die toekoms in, met alles waarmee God besig is. Christus het gekom om ons te bevry. Nou vir die mense wat hierdie eerste Petrusbrief gelees het dit beteken dat hulle self moes losmaak van hulle families, van hulle manier van leef wat hulle geken het vandat hulle gebore is, om in hierdie nuwe familie te gaan leef wat anders doen en anders kyk en anders leef as waaraan hulle gewoond was. Met ander woorde, hulle moes hulle families en hulle tradisies en hulle gemeenskap aflê om in hierdie nuwe gemeenskap te gaan funksioneer. En dan word daar vir hulle gesê, binne hierdie nuwe gemeenskap het jy 'n nuwe identiteit. En omdat jy 'n nuwe identiteit het, gaan jy op 'n nuwe manier leef. Gaan jy 'n ander verantwoordelikheid hê as wat jy voorheen gehad het. Maar vir ons as 'n gemeenskap, as 'n familie, as 'n gesin, beteken dit dat ons net so vir 'n slag weer moet gaan nadink oor wat is ons verantwoordelikheid. En Petrus het ons herinner aan ons identiteit en dat ons 'n doel het. En dis daardie doel, daardie verantwoordelikheid wat ons so bietjie moet ontgin, so bietjie moet ontdek en dat ons dit met verantwoordelikheid gaan uitleef oral waar ons elke dag gaan. Wie ons is en hoe ons leef word nie bepaal deur wat die wêreld sê ons behoort te wees nie. Nie deur die eise wat die wêreld stel of die giere, die nuwe giere wat daar in die wêreld is. Wie ons is en waarom ons hier is word bepaal deur een ding alleen. En dit is Jesus Christus wat ons kom deel maak het van God se huisgesin. Ons moet vergeet van die skeefgetrekte waardes en die giere wat daar in die wêreld geld. En ons moet fokus op dit wat God wil hê ons moet wees binne hierdie gemeenskap van gelowiges. Verlede week het ons vir mekaar gesê dat hierdie gemeenskap van gelowiges het twee waardes: waarheid en liefde. Dis die waardes waarin ons gebou is. En dan is hier nou reëls vir die familie en dit is wat hier bo is. En ons gaan so een vir een deur hierdie reëls gaan wat 1 Petrus vir ons gee. Die eerste een sê ons bou ons lewens op die hoop wat Christus vir ons gee. Ons het gesê ons identiteit lê binne hierdie huisgesin van God. Ons doel is daaraan gekoppel. En ons hoop is daaraan gekoppel.
As jy vanuit die verlede kyk na wat God gedoen het, bepaal dit wie jy is nou en bepaal dit waarheen jy op pad is. En daar is net een plek waar ons hoop kry vandag. En dit is by God alleen. By wat God gedoen het vir ons en nog steeds doen vir ons en wat God in die toekoms nog altyd vir ons sal doen. Ons is gebou op God se liefde en sy beloftes wat vir die toekoms dien. En uiteindelik, broers en susters, as ons vandag baie mooi gaan nadink oor wie ons is, dan gaan ons hierdie hoop aangryp. Dan gaan dit bepaal wie ek nou is en wie ek môre gaan wees en wie ek vir die res van my lewe gaan wees om uiteindelik ook in die hemel volledig in die liefde van God te leef. Die tweede een is, ons moet heilig lewe. Hierdie woord heilig in die Bybel moet ons nou nie gaan staan en skeef trek en misverstaan. God is heilig. God is die gans andere. God is onaantastbaar, ewige God. As ons oor die heilige God praat, dan is dit waaraan ons dink. Maar wanneer ons praat van 'n geloofsgemeenskap, van gelowiges wat heilig is, dan is dit in 'n afgeleide vorm. Dan is dit omdat God heilig is en ons aan hom behoort, word ons as heilig geklassifiseer. Dit beteken nie, ek en jy staan so bietjie bo ander mense uit. Ons is net 'n bietjie beter as ander nie. Dis nooit. Ons is onaantastbaar nie, dis definitief nie die waarheid. Wat heilig hier beteken, is dat God gesê het, ek het jou myne gemaak. Ek het jou vir my afgesonder. Ek plaas jou in my heilige kring. En saam met hierdie heilige kring kom daar 'n verantwoordelikheid van ons kant af, om te lewe soos mense wat hoort in hierdie heilige kring. En ons verstaan, dat ons dit nie altyd gaan regkry nie. Dat ons gaan val en weer opstaan, dat ons gaan sondig en vergewe moet word. Maar dat ons gaan strewe daarna om te leef soos mense wat aan God verbind is. Omdat God ons deel van sy heilige kring gemaak het. Dit plaas die verantwoordelikheid op my en op jou, om regtig ernstig te gaan nadink oor wat is dit wat God wil hê ek moet wees en ek moet doen. Hoe bly ek getrou aan die Here as die gewone lewe om my gebeur? En broers en susters, outomaties plaas dit ons so 'n bietjie in 'n botsing met dit wat die tydsgees is. Met dit wat die heersende waardes in die wêreld is. Met dit wat mense sê goed en reg is. Ons moet anders kyk daarna. Ons moet amper probeer kyk met Jesus se oë na hierdie wêreld. En ons moet besef, ons werk is nie om te oordeel nie, maar om in liefde dit te doen wat die Here ons stuur om te doen, want dit is hoe hy die wêreld verander. Een mens op 'n slag. Ek moet vir myself kan vra, is ek meer volwasse vandag as gister? Verstaan ek iets beter van wie ek is en waarheen ek op pad is, as wat ek gister het? Ek moet na myself in 'n spieël gaan kyk. Eerder as wat ek oor die muur probeer loer na my buurman om daar te kritiseer en te oordeel. Vergeet van jou buurman, begin by jouself. Kyk in die spieël en vra, Here, wat wil U hê moet ek wees? Sodat ek in liefde my buurman kan benader. Sodat ek vir my buurman kan wys hoe lyk iemand wat in die heilige kring van God leef. Die derde een sê, ons moet in eerbied teenoor God leef. Nou gesê, hy is die gans andere God, die ewige God. En ons as sy kinders moet in alles wat ons doen uit eerbied vir God lewe.
Ons moet baie ernstig vir onsself gaan vra. Hierdie lewe wat ek leef, en die keuses wat ek maak, die manier wat ek praat, die manier wat ek goed nalaat, wat ek dalk moes gedoen het. Is ek besig om God te dien? Is ek besig om in eerbied teenoor God te lewe? Dink net 'n bietjie aan hoe Jesus Christus geleef het. Hoe hy, voordat hy iets gedoen het, gaan bid het, gaan seker maak het van die wil van God. Hoe hy teen sy tydgees in gehoorsaam was aan God. Hoe dit vir hom alles gegaan het oor dit wat God hom gestuur het om te doen. Hoe hy geen eer vir homself wou hê. Hoe hy mense gedien het in liefde. Dit het vir hom alles gegaan oor die eer van God. En dit het vir hom alles gegaan oor wat die Here hom gestuur het om te kom doen hier op aarde. Ons moet respek hê vir die Here. En in 'n afgeleide sin, broers en susters, respek hê vir sy skepping. Dit sluit in mense, dit sluit in diere, dit sluit in sy ganse skepping daar buite. Wanneer ons met dit leef wat die Here in ons hande gegee het, moet ons met respek dit doen. Moet ons dit doen omdat ons weet, dis gawes uit God se hand. En dan kom ons by nommer 4, wat sê ons moet mekaar innig en opreg lief hê. Iewers lees ek en iemand skryf dit so met 'n uitroepteken. Hoe wonderlik is dit nie as 'n mens naaste liefde aan die werk sien nie. En ek moes vir 'n oomblik net gaan stilstaan by daai sin. Hoe wonderlik is dit nie as 'n mens iemand se naaste liefde sien gebeur. Want dit is hoe die Here hierdie wêreld verander. Liefde wat nie vra wie jy is en wat jy besit en hoeveel status jy het en hoe belangrik jy is voordat dit iets vir jou doen nie. Maar liefde wat gebeur gewoon net omdat ons almal mense is en omdat ons almal saam in die skepping van die Here is en almal die skepsels van die Here is. God se liefde vloei soos 'n rivier in ons lewe in. En dan moet dit asseblief in 'n stroom ook vloei na ander mense toe. Ons wat verstaan hoe die liefde van God lyk, moet daardie liefde vir ander mense gaan wys. Broers en susters, wat 1 Petrus ons hier aanspoor om te doen is, gaan wees lief vir mense sonder beperking. Gaan deel God se liefde uit. En weer eens is Jesus Christus vir ons 'n voorbeeld. Hy het nie gevra wie is jy en hoe belangrik is jy en kan ek my liefde vir jou bewys nie. Hy het gewoon net sy liefde, sy aandag, sy sorg vir mense gaan gee. En uiteindelik het dit 'n baie duur prys van hom gevra. Dit het sy lewe van hom gevra. Kan ons nie kom wat in sy voetspore loop en sê, maar Here, ek kan nie hierdie kant toe met die liefde nie, want dit gaan my iets kos. Of Here, ek kan nie hierdie kant toe nie, want dit is bietjie gevaarlik. Die Here se liefde sê, laat dit vloei. Deel dit uit. Ek verander hierdie wêreld een mens op 'n slag. Maar ek verander hom. En dan is ons weer terug by God se beheer, wat nie oorheersing of dwang is nie. God se beheer wat sagte aansporing van die Vader is. Wat die voorbeeld is van Jesus Christus en wie se voetspore ons loop. En die Heilige Gees wat ons inspireer. Dis hoe God se beheer lyk. Dat in goed en sleg, gister, vandag en môre, God by ons is, in hierdie wêreld teenwoordig is, en besig is om sy wil te laat geskied. Kom ons gryp hierdie geleentheid aan, broers en susters. Ons wat deel is van God se gesin. Ons wat met bande aan God verbind is. Ons wat 'n vader het en 'n broer het.
Kom ons gryp hierdie geleentheid aan, om as deel van God se huis te leef, en getrou te wees aan sy waardes, van waarheid en liefde, en so bietjie die huisreëls van hierdie gesin na te kom. Amen. Kom ons buig ons hoofde in 'n dankgebed. Ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. In hierdie wêreld kan ons nie ontken nie. Ons kan nie sê dat U nie hier is nie. Elke dag het ons voorbeelde daarvan in ons eie lewe en die lewe van ander mense, dat U hier is en dat U betrokke is en dat U wil geskied. Here, maak ons nederig as U kinders. Help ons om U te vertrou in alles. Leer ons om te glo, Here. Leer ons om vas te hou. Leer ons om 'n stukkie standvastigheid te hê, om ons lewens op U te bou, sodat die golwe van die lewe ons nie heen en weer gooi nie. Leer ons, Here, om U lig te vertrou. Leer ons om U woord ernstig op te neem, daaraan vas te hou en daarmee te gaan leef. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan besef wat 'n wonderlike voorreg dit is om deel van die huisgesin en die familie te wees. Here, leer ons om familietaal te praat. Om te praat van mekaar en van ander as deel van dieselfde familie. Om respek vir mekaar te hê. Om liefde uit te deel. Om te deel in dieselfde hoop wat ons almal aan mekaar bind. En ons as 'n familie aan U bind. Here, leer ons om met U genade te gaan leef. Om te vergeet van oordeel. Om te vergeet daarvan om altyd ons eie opinie te hê. Om te vergeet daarvan, Here, dat ons in ons lewens die belangrikste is. Maar wanneer ons in die spieël kyk, ons sal besef, ons kyk na 'n kind van God. En dat God die belangrikste is in hierdie storie. Dankie dat ons vanoggend mag bid vir U hulp en U genade en U sorg. Dankie dat ons vanoggend, Here, ook elke dag hier vandaan vorentoe in die hande kan plaas. Dat ons sal weet, U sluit vir ons die toekoms oop. U weet waarheen U met ons op pad is. En dat U vir ons goeie dinge wil gee langs die pad. En dat U by ons teenwoordig wil wees. Wees met ons, Here. Maak ons blymoedig, gee vir ons vreugde. Laat ons U dien met oorgawe. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
sê iets gestaan. Jammer julle. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.